people think you're distant, just some words on a page that show nothing more than fables handed down along the way. But I've seen you part the waters when no one else could pull me from the deep. That's who you are to me. Some people think you just live in cathedrals made of stone, but I know you live inside my heart. I know that it's your home, and I've seen you in a sunset and in the eyes of a stranger. Goeiemôre julle en baie welkom vanoggend. Dit is vir my lekker om saam met jou uit die woord van die Here te lees, uit die Bybel te lees en te glo en te vertrou dat God deur sy woord en deur sy gees met my en met jou praat, ook daar waar ons is. Dis regtig ook my gebed vir elkeen van julle dat jy die Here sal leer ken, en sy liefde vir jou sal ken, en sy wil en sy waarheid sal ken, soos wat hy dit ook aan ons bekend maak, deur sy woord. Nou, ons gaan vanoggend saam lees uit Spreuke 4, en ons gaan lees vanaf vers 20. So as jy jou Bybel wil oopmaak, ons gaan lees Spreuke 4 vanaf vers 20. My seun, hoor wat ek vir jou sê. Luister goed na my woorde. Moet dit nie vergeet nie, hou dit altyd in gedagte. Want dit beteken lewe vir die wat daarna luister. 'n volle lewe vir hom wat dit besit. Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Weerhou jou van leuns, moenie mense mislei nie. Hou jou oë op die pad vorentoe, kyk reg voor jou uit. Baken jou koers af. Dan sal jy seker wees van elke tree. Moenie links of regs wegdraai nie, weerhou jou van die verkeerde koers. Ons lees hierdie gedeelte vanoggend saam. Ek dink en glo dat daar met die uitbreek van die pandemie en die begin van die grendeltyd dalk heelwat mense was wat 'n nuwe kommitment of 'n toewyding gemaak het in hulle geloofslewe. Mense wat weggetrek het met groot vreugde en verwagting om die tyd ook te gebruik om nader aan die Here te beweeg en hulle verhouding met hom weer af te stof. Skielik was die voorreg en die luksheid van gemeente wees met die aktiwiteite daarmee saam nie meer daar nie en moes jy self dit in eie hande neem. Het baie meer van die geloofsaspek dalk ons eie verantwoordelikheid geword. Die bewuswording van hoe buite beheer die virus is en hoe siek en dood dit mense maak, tesame met die aanskoue van wat dit op ekonomiese gebied doen en hoe dit mense se lewens op talle maniere impakteer en verinneweer, het mense stywer laat vasklou aan hulle vertroue op God. En hierdie nuutheid of hierdie vreemdheid het tog ten goeie mense eintlik sommer weer aangespoor en opgewonde gemaak om ywerig by hulle Bybels en by gebed uit te kom. Tussendeur het mense ook seker gemaak dat hulle ingeskakel bly deur Sondagoggende saam na die dienste luister of te kyk en toegewyd na elke dag se oordeenking geluister om seker te maak dat ons geestelike lewe nie ook 'n lockdown ervaar nie. En in 'n tyd van groot onsekerheid wat voorgelê het, was dit of mense meer ingespan was om vas te hou aan God en hulle self daaraan toe te wy om moeite te doen met hulle geloofslewe en die groei en die instandhouding daarvan. En dit is of almal net gereed was om die regte koers in te slaan. In my grootword jare het ons 'n oom geken wat baie geliefd was en ek glo 'n toegewyde kind van God was. En hy was bekend daarvoor dat hy jou gegroet het en dan gevra het hoe dit met jou gaan en dan gevra het of jy nog op koers was.
Vir sommige was dit 'n baie vreemde vraag. Maar ons wat hom geken het, het geweet dat hy nie daarmee bedoel het of jy nog by jou begroting hou, besig is om geld te maak, goeie punte kry, goeie besigheid doen, als reg is by die boerdery of wat ook al nie. Ons het geweet dat oom Steve jou eintlik herinner daaraan om aandag te gee en erns te maak met jou geloofslewe en dit op koers te hou. As kind dink ek nie ek het die volle betekenis van sy vraag enigstens verstaan nie. Maar ek het wel geweet dat dit nie vir hom net mag van die gewoonte was om te vra nie. Dit was elke keer bedoel, eerlik, opreg en met 'n soort dringendheid. Dis eers soos ek ouer geword het, dat ek die werklike belang van koers of rigting verstaan het en besef het dat dit eintlik iets is waaraan die meeste van ons baie tyd en energie bestee, rakende 'n klomp aspekte van ons lewe. Om uit te werk waarheen ons op pad is, 'n rigting in te slaan en op koers te bly met wat ons plan en visie en doelwitte en vooruitsigte is, en op koers te beweeg na waarheen ons werk en waarheen ons op pad is. Ek het ook gesien hoe ek en 'n paar ander ver agteroor kan buig en baie effort kan inset en opofferings kan maak om seker te maak dat ons op koers bly wanneer ons regtig ons hart op iets gesit het. Terug by vanoggend, hier waar ons nou is, wil ek ook na jou toe kom met die vraag ten opsigte van jou geloofslewe. Of jy nog op koers is. In jou verhouding met die Here, ons toewyding, ons plan en visie, ons doel en roeping, is ons nog op koers? Is ons koers afgebaken? Is ons enigstens nog iewers heen op pad? Is daar enigstens nog toegewydheid en passie betrokke? Want intussen is ons 'n hele paar maande verder. Dinge is weer aan die gang en al is die land nog steeds in 'n fase van inperking en dinge steeds nie soos voorheen nie, het die meeste geleer om op ons manier aan te pas by die huidige stand van sake. En is baie selfs nou besiger as ooit van tevore. En soos die tyd aangestap het, en dit makliker geraak het om onsself te plaas binne ons gegewe omstandighede en ruimte, het dit ook makliker geraak om van koers af te raak. Om dalk 'n ander koers in te slaan of dalk net weer terug te val op ons ou koers. Miskien moet ons onsself vra of ons wel nog enigstens 'n idee het hoe die koers moet lyk en wees wat gelowiges behoort te volg of te stap. Is ons nog in voeling met God en of ons op pad is waarheen hy graag wil hê ons moet wees? En of die tree wat ons gee en die spore wat ons laat, lyk soos die pad wat dit behoort te lyk? Is dit nog vir ons belangrik om God op sy koers te volg en ons op die pad besig te hou met die dinge wat vir hom belangrik is? Vra ons nog genoeg of ons binne God se wil is? En of dit waarmee ons besig is hom gelukkig maak? Of is ons alreeds weer besig om so vinnig as wat ons kan te beweeg, vorentoe wel, in die rigting waarin die lewe stuur? Kom ons begin weer, deur vir 'n oomblik stil te staan en asem te haal. Is jy nog op koers? Die teks sê dat die begin van 'n regte koers, God se koers, by ons binnekant begin. Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. So, wat gaan in jou hart aan? Dit begin by introspeksie, om na binne te kyk. Sien, net soos wat ons na ons hart sal kyk as ons liggaam se sentrale fisiologiese orgaan, net so praat die Bybel van ons hart as ons sentrale geestelike orgaan,
Ons geestelike hart as intellektuele en emosionele en morele sentrum, die hoofkantoor van jou geestelike lewe. So, ons verstaan dat as die Bybel sê, wees versigtig wat in jou hart aangaan, dat dit nie beteken ons moet ons cholesterol vlakke dophou nie, maar dat dit gaan oor die binnekamer van jou lewe. Daar waar baie dinge gebeur, daar waar jy jou gedagtes dink en waar jou blydskap en jou hartseer ontstaan en waar jou wil om dinge te doen gebore word. Hoe lyk dit daar binne? Is elke stukkie van jou menswees wat daaruit kom nog op koers? En as dit is dit so goed en moet jy vashou daaraan en aanhou bou daaraan en aanhou werk daaraan. En as dit nie is nie, dan is dit waar jy met God moet begin. Weer moet begin, want dit is ook waar God met jou wil begin, by jou hart, by jou diepste binneste, want uit jou hart vloei jou denke en wat die hart van vol is, loop die mond van oor en dit bepaal jou houding en jou gesindheid en jou keuses en jou hele lewe. En as jou hart nie op koers is nie, as jou hart nie op God gerig is nie, gaan geen aspekte van jou lewe as gelowiges op koers kan wees nie. Jy gaan dalk vir 'n ruk lank jouself kan probeer bluf deur goeie dinge te doen, deur uit jou eie dalk vir God te probeer beïndruk selfs. Jy gaan dit reg kry om die godsdienstige kaart te speel en vir ander geloofwaardig voor te hou, maar jou menskoers gaan altyd eers 'n prioriteit geniet as jou hart nie waarlik op God ingestel is nie. As jou hart nie waarlik aan hom behoort nie en menskoers kan nooit vir jou na ware lewe lei nie. Maar tog kan dit so maklik gebeur dat ons koers verloor, dat ons aandag afgelei word, dat die gejaag ons in 'n ander rigting druk en voor ons oë uitvee, is ons nie meer koersvas nie. Is ons reeds op 'n ander pad? Is ons reeds iets wat besig om 'n draai ergens te loop? Of is daar dinge wat ons selfs dalk net met enkele grade laat afdwaal van die pad af? Daarom lees ons vers 26, wat sê, baken jou koers af, dan sal jy seker wees van elke tree. Die kenners op die gebied meen, dat die mens uit eie vermoëns nie in staat is om presies reguit te stap oor 'n lang afstand wanneer jy jouself buite in die natuur bevind nie, en inderdaad in sirkels sal loop as jy geen hulp of leiding het nie. Die twee beste maniere wat aanbeveel word om seker te maak dat jy in 'n spesifieke rigting loop, is om of deur van die son gebruik te maak om jou rigting te bepaal, of dan om vir jou vaste bakens te kry, jou koers af te baken en dan seker te kan wees dat jy in daardie rigting beweeg. Die manier is om 3 bakens in jou ooglyn te kry en dan volgens daai bakens te beweeg. By baken 2 weer 'n derde baken te kry en so van baken tot baken te beweeg. Baken jou koers af, dan kan jy seker wees van elke tree. Nou, vers 26 sê letterlik, soos die ou Afrikaanse vertaling dit ook stel, laat jou weë vas wees. Ek wil vanoggend vir jou die intensiteit van hierdie vas wees uitwys deur die Hebreëse woord wat daarvoor gebruik word met jou te deel, en dis die woord koen. Dit lyk in Hebreëus min of meer so iets, en jy gaan dit lees van regs, my regs, na links. En dit is die woord wat gebruik word vir hierdie vas. Nou, dis ook die woord wat gebruik word om te beskryf dat die aarde stewig, vas, onwankelbaar en geanker is in psalms en in rigters gebruik word wanneer daar na 'n huis of 'n tempel verwys word wat vas en stewig is.
Maar dit word ook in 'n abstrakte sin as 'n metafoor gebruik om koersvasheid aan te dui. En dit is die tipe betekenis wat ons hier in Spreuke aantref. Laat die pad wat God wil hê jy moet stap, jou lewenstyl en jou beplanning vir die toekoms koen wees, vas wees, geanker, onwrikbaar, koersvas wees. Leef gefokus op God. Maar hoe doen ons dit? Hoe leef ons gefokus op God? Ons kan dit doen deur eerstens seker te maak dat jou hart aan God behoort en dat jou lewe by hom begin. Daarna moet ons kyk dat ons houding teenoor die lewe reg ingestel is. Altyd op 'n soeke na en 'n waardering vir goddelike wysheid en leiding. Spreuke in sy geheel sê dat wysheid en dwaasheid altyd en oral met jou praat, maar dat jy jouself so moet instel om wysheid se stem te hoor en na te volg. Selfs al skree die ander stemme harder en meer aantreklik as die stem van God en sy leiding en sy wysheid, moet ons fyn ingestel wees en luister om dit te onderskei op hierdie pad. En dan moet jy koers hou op die pad van wysheid. Jy moet die pad van wysheid kies en loop. Dit kan nie net by jou denke bly nie en jy kan ook nie net daaroor praat nie. Jy moet die pad stap. Jy moet die goddelike doen. Jy moet doen wat God sou gedoen het, leef soos Jesus sou leef. Daarom moet jy God se woord vat en stap daarmee, sodat jy sy wysheid kan ken en kan hoor en kan onderskei. En as jy dan volgens hierdie wysheid stap, hierdie pad stap, dan het jy bakens nodig om jou daarmee te help. Dinge wat jou help om op die regte koers, om op God se koers te bly. Maak bakens vas. Die mees bekende bakens is geestelike dissiplines soos Bybelstudie en gebed, deel wees van 'n geloofsfamilie, betrokke wees by barmhartigheid, maar ook by mense en by gebeure. En volg jou bakens. Daar is bakens uit die verlede. Sommige bakens lê in ons verlede. Dis geestelike ervarings, uitkomste wat die Here vir jou bewerk het, wyshede en lewenswaarhede wat jy geleer het, 'n roeping wat jy ontvang het, gawes en geleenthede wat deel van jou menswees geword het. Maak pertinente lys van die wonderlike dinge uit die verlede wat jy met jou kan saamdra en wat vir jou bakens kan wees. En ja, natuurlik is daar ook dinge wat sleg was in die verlede. As jy terugkyk en jy sien waar jy foute begaan het, erken dit wat verkeerd was en maak dit reg wat jy kan. Al maak dit jou pas tydelik stadiger. Spreuke maak groot aanslag op deugde soos deernis, moed, dapperheid, eerlikheid. En kry dan weer jou greep op die waardevolle dinge wat ook deel was van jou verlede en gebruik dit om die toekoms daarop te bou. Sommige bakens lê in die toekoms. Verwagtinge wat jy het, beloftes waarvoor jy bid en werk, drome wat jy graag sou wou bereik en wat jou aanspoor om op koers te beweeg elke dag. En as jy nie het nie, lees jou Bybel in die een hand en jou koerant in die ander en vra dat God vir jou sy hart en sy visie sal wys. Die bakens van hom, wat hy wil hê jy moet stap, lê opgesluit daarin om sy liefde en sy koninkryk te bring en te leef in ons môres. Rig vir jou bakens op vandag. Die verlede het sy waarde en die toekoms daag jou uit om vandag vir jou bakens op te rig met die hulpbronne van geestelike dissiplines wat bepaal
hoe jy jou toekoms tegemoet gaan, hoe jy verder stap en jou koers bepaal. Die Spreuke sê, rig vir jou bakens op. Miskien is dit tyd om die stof af te skud en weer op koers te kom. Om jou skouers terug te trek, diep asem te haal, jou fokus te kry en weer te begin stap. Een baken op die volgende. En dalk is daar paaie wat jy vandag moet toemaak. Afsluit. Omdat hulle jou na nêrens gaan lei of na 'n afgrond heen lei. Jy weet watter hoofstukke jy moet afsluit, watter bagasie jy moet agterlos, watter reisgenote om te groet, watter afleipaaie en kortpaaie om te sluit. Stap die pad waarop God jou stuur en wil hê met ywer. Al is dit dalk nie die maklikste of die vinnigste of selfs die mooiste nie. Deur sy woord en deur sy gees wys God die rigting aan en maak hy paaie oop waarop hy wil hê ons moet stap, sodat sy koninkryk verheerlik kan word en ons mense saam laat stap in sy liefde na ons toekomsbestemming en skep hy nuwe opgewondenheid. Jy weet waar jy is op hierdie pad, op hierdie reis, en of jy op koers is. As jy nie vandag seker maak jy is op die regte pad nie, as jy nie seker maak jou weë is vas en jou koers afgebaken nie, kan jy net moontlik uitkom waarheen jy wel op pad is. Ja, dit is so. Die mens wik, maar God beskik. Maar, as jou hart Godsin is, as jy soek na die wysheid en dit kies en daardie roete volg, deur jou koers af te baken, nie die afdraaipaaie te vat nie en wanneer dit wel gebeur dat jy op 'n verkeerde roete is, terugkeer na hom toe, hom voor oë hou, jou fokus op hom plaas soos die son, dan sal jy seker wees van elke tree. God sal daarvoor sorg. Ek lees dat iemand skryf, "You think we are in the middle of a global pandemic, but we are really in the middle of an opportunity to seek Jesus like never before." Daar is geen beter tyd om Jesus te soek met alles in jou nie, om jou los te maak van alles wat ons oor jare so aanhang en as belangrik ag nie. En om dalk nuwe stapskoene aan te trek. Die helder kleuriges waarvoor jy nog altyd net geloer het. Mag jy regtig gefokus en toegewyd loop op die afgebakende koers wat jy van God ontvang het. Mag jy vrede daarin vind en mag jy gerusstelling vind dat dit standvastig is en dat hy as die leidsman altyd teenwoordig en altyd getrou is. Voorspoedige reis. Kom ons bid saam. Here, U ken ons en Here, U weet, Here, waar ons vanoggend is. Here, ek wil kom vra dat U vir ons die innerlike vermoë sal gee, Here, en die waagmoed sal gee, Here, en die wil sal gee om ware introspeksie te doen. Om regtig te kyk, Here, maar wat gaan in ons hart aan?
Here, en om dit ook vir U te wys en vir U te gee, Here. Here, sodat ons van vooraf kan stap, Here. Here, dalk is ons op 'n goeie pad saam met U, Here. Here, en kan U vir ons net duidelik kom uitwys hoe om meer mense saam met ons te vat. Dalk die pad vir ander makliker te maak. Here, maar as dit nie die geval is nie, Here, as dit nodig is dat ons paaie moet toemaak, Here, as dit nodig is dat ons mense moet agterlaat, kom wys U dit vir ons. Here, kom inspireer ons, Here, kom energieer ons om ons koers, Here, te hou. Ons fokus op U te plaas en ywerig hierdie pad te stap saam met U. Here, help ons om ook koninkrykbringers te wees en U liefde uit te deel daar waar ons gaan. Dankie, Here, vir hierdie tyd dat ons saam kan wees, Here, al is dit op vreemde maniere. Here, dankie dat ons kan behoort. Dankie dat ons kan behoort aan U. Dankie dat ons ook gegee is vir mekaar. In Jesus naam. Amen. Het is my lekker om saam met julle te kuier. Dis regtig my wens dat dit vir julle 'n mooi week en 'n rustige dag verder is. Skakel asseblief vir my of Henry of vir Etienne as julle enige van ons benodig en weet dat ons vir julle bid. Weet dat ons julle mis en dat julle belange regtig op ons hart is. Ons sien uit daarna om almal van julle weer te sien. Totsiens. I know you live inside my heart. I know that it's your home. And I've seen you in a sunset and in the eyes of a stranger on the street. That's who you are to me. You're amazing, faithful, love's open door when I'm empty. You fill me with hunger for more of your mercy, your goodness. Lord, you're the air that I breathe. That's who you are to me. Who you are to me. Sometimes I have my doubts, I'm sure that everybody does. And I wonder when I stumble, am I still worthy of your love?